I'm sure that you all feel Ek just is seker about dat like I julle do. almal net omtrent soos ek Just voel. got up in time to Ek het hear net that betyds choir hier gekom sing. om daardie koor te hoor sing. I like that. Did you like that? Oh my, that was really good. Wiste, ek hou daarvan. I've always Het julle said daarvan gehou? O, wiste, dit was regtig goed. Ek het that I altyd get gesê dat ek, over the river wanneer when ek oor die rivier kom, wanneer julle my wil you look me opsoek, up, I just find out where they're singing over there, and I'll be sitting wel, around vind ek somewhere. uit waar hulle daar oor kan sing en ek sal daar iewers sit. Ek wil al daardie stemme hoor saamsmelt in daardie groot engelekoor. Ek kan 'n lang tyd daarna luister. I always wanted to sing. Ek wou altyd sing en ek kon net nie. Ek kan net glad nie sing nie. Dis net ek het een keer probeer sing, wel verskeie kere. Genade onbeskryflik groot. Die vrou is nou hier en net sodra ek dit sou noem, begin sy met haar hande soos die. Moet dit nie probeer nie, moet dit nie probeer nie. sien? Don't worry, honey. So moenie bekommer wees nie, skat, ek sal nie. Ek het van beter geleer. Maar eendag wanneer jy oorkant in jou eislike groot Herehuis, kom daar bo in die hemel iewers en luister ver onder op die hoek van die woude waar daar die huitjie gebou is. Hear somebody out on the front porch. Jy iemand buite op die voorstoep oor sing genade onbeskryflik groot sê, "Verbrenn met dit gemaak, daar is hy." Ek wil daar saam met julle wees. This is a great day. Hierdie is 'n groot dag want die Here het hierdie dag gemaak. En sonder twyfel dat baie van julle in julle dienste van môre die wonderlike gemeenskap van julle pastoor se boodskap geniet het. En dis goed. Ek is so bly dat julle het. En onthou net, ondersteun hom in gebed. Hy is die herder van die kudde en die herder is die voeder. So ondersteun julle hom in gebed en ondersteun hom op elke manier wat julle kan, en God sal aanhou om daardie boodskappe deur hom uit te gee. En nou aan julle nuwe bekeerlinge wat pas bekeer is in hierdie diens. Ek weet nie presies hoeveel nie, maar daar was 'n groot skare wat vorentoe gekom het om Christus te aanvaar. Nou moenie net voordryf en sê, wel, dis alles reg nie. Maar kom in gemeenskap met sommige van hierdie kerke, die een wat die naaste aan jou is, of die een wat jy verkies. En dan hierdie mans, die rede waarom hulle hierdie dienste borg, is omdat hulle hierdie bediening glo. Hulle glo dit. Hulle sou nie hierbo gesit het om dit te verteenwoordig, as hulle dit nie geglo het nie. Hulle preek presies dieselfde ding as ek, die volle evangelie, en hulle sal julle beslis goed doen. As ek hier in San Jose gewoon het, sou ek aan die kerk behoort het, een van hierdie kerke waarin ek die naaste gewoon het. Ek sou aan daardie kerk behoort het, want ek glo daarin. Ek is hier om dit te verteenwoordig, en ek glo dis die kerk van die lewende God. En ek waardeer beslis julle samewerking en hulle samewerking. En almal saam nou bring ons nuwe siele in na die koninkryk van God, en God sal gelukkig wees omdat daar nuwe kinders in sy familie gebore word. Môre aand, ons het Vrydag aand, dan is dit Saterdagoggend die volle evangelie Sakeman se ontbyt. Ek is die voorreg en eer gegee om by hierdie ontbyt te preek. En ek wil graag daar praat as die Here wil Saterdagoggend. Ek reken hulle het dit alreeds aangekondig waar dit sal wees. En dan Sondagmiddag weer terug hier vir ons afsluitingsdiens. En ek wil vanaand sê, as niks anders gebeur tussen nou en die afsluitingsdiens nie, ek God sal dank solank ek lewe vir hierdie diens. Dit was 'n wonderlike diens. Een van die mees uitstaande dinge daarvan is daardie eenheid, daardie gevoel van hegte gemeenskap, net saamgesmee. Dis waarvan ek hou, dis waar die Heilige Gees kan werk. Hier op die platform, dis so maklik met hierdie broers. Julle weet, ek het die tyd gesien wat ek moes. Wel, mense die platform agter my verlaat om te preek, baie van julle het dit gesien. Maar in hierdie diens het ek niks genoem nie, want dit was net soveel volle samewerking oral. En daar die mans wat daar vir my bid en hier buite, dat dit net wonderlik was. Ek het nie omgedraai en niks gesê nie, daar's party van hierdie predikers, hulle is siek. Ek weet dit. Moenie bekommerd wees nie, dit sal alles reg wees, sien. Want hulle is herders. As ek na hulle toe sou draai en iemand in die gehoor los,
So hulle liewer wou hê dit sou een van hulle gehoor wees as om hulle self te wees. Dit sou die gesindheid wees wat ek regtig glo wat hulle sou hê, en so waardige mense. Hierdie sakdoek en dinge wat nou hierbo neergesit is oor 'n rukkie voordat, terwyl ek vir die siekes bid, sal ek oorgaan en vir hulle ook bid. Ek sal liewer vir hulle bid wanneer ek die salwing van die Heilige Gees op die gemeente en oral voel. Ek dink, wat as hierdie sakdoek hierdie noot ek hier daarop vasgestel, na my moeder toe gegaan het en sê het in 'n sterwende toestand gelê? Wat is dit na een van my kinders toe gegaan en hulle het gelê op sterwe? Ek sou die grootste opregtheid wou hê en wat ek van my broer kon kry om daarvoor te bid. Wel, dit mag na iemand se moeder toe gaan of iemand se kind of iets. En ons wil die diepste opregtheid van hierdie dinge wees, dan sal God gebed beantwoord. Nou, dis naby, ek weet hierdie diens is naby Kerstyd. Ons sou nog 'n diens hê bo in Washington, Spokane, dink ek was dit. Of nie Spokane nie, dit was Yakima, Washington. Maar ons sien dit stoot 'n bietjie aan na Kersfees. En hierdie dienste moet ondersteun word, julle weet, want ek het nie die finansies om hulle self te ondersteun nie. Ek vra nie 1 penny vir myself nie, net dat hulle die uitgawes betaal sodat ons niks sal skuld nie. Dis al, sien? En nou, ek werk, ek kry my salaris by my kerk, $100 per week is wat ek by die kerk kry, maar die byeenkoms moet ondersteun word. Dan die mense in hierdie tyd, hele families en kinders, baie het my gevra, sodra jy hier weggaan, sal jy na ons kerk toe kom? Jy het nou 'n tydjie. Ek gaan terug na my tabernakel toe, want vir 'n kleiner herlewing vir hulle, net vir hulle oor die leer van hoe om die Heilige Gees te ontvang en so voort. Sien, ons is 'n baptiste agtergrond daar, en so ons wil in die regte ding ingaan met hulle. So die rede waarom ek dit nie doen nie, want as ek in 'n ander diens ingaan, sal mammas en pappas uit hulle sak haal om die diens te ondersteun. En miskien sou die babatjies, sou die kleintjies iets mis vir Kersfees. En dit sou my baie sleg laat voel sien. So ek sal terugkom na Kersfees en dan sal ons weer van daar af begin. Maar net voor Kersfees wil ek dit net alles los. En ek wens ek was finansiëel in staat dat julle nie eers hoef te praat van offerande nie. Ek sou dit in elk geval moes doen, want ek het dit een keer gedoen deur 'n groot cheque wat iemand my sou gee. Meer as wat ek gedink gegee moes word, maar ek wou dit nie aanvaar nie. So het die broer gesê, wel, ek sal jou sê wat ek sal doen. Ek sal net die cheque neem, as jy sal kom en na die diens toe gaan, sal ons nie enige een offerande opneem of enigiets nie. Ek het gesê, dis goed, ek sal dit doen. Gesê toe, ek het dit gedoen en dit was nie 'n sukses nie. Mense moet iets in die diens hê, sien, dis hulle diens. En hulle sou my op die straat ontmoet en my vra, wat's fout met hierdie diens? Ons het geen deel daarin nie, hulle neem nie eens 'n offerande op nie. So offerande is deel van aanbidding, dis reg. Ek weet meer daarvan as ooit van nou die dag af, dag toe ek vir Hattie Wright daardie $20 sou teruggegee, wat sy beloof het vir die nuwe tabernakel by Jeffersonville. Die Here het gesê, los haar net uit. En 'n paar minute later sien ek waarom hy gesê het, los haar uit. Van ek het net 'n belofte in my hart gemaak dat ek nooit enigiemand sou probeer stop wat iets wil gee vir die koninkryk van God nie. Ek het dit baie keer gedoen, dit gebeur net so vinnig as wat ek kon. En ek het besef dat ek mense beroof het deur dit te doen, want God het 'n program daarvoor gehad en of hy sou dit nie daar gesit het nie. Ek glo nie in bedel nie, nee meneer. Ek glo nie in bedel of mense, maar sê net vir die mense en laat dit so wees. God sorg vir die res daarvan. Glo julle dit nie? Sekerlik, hy doen dit. Hy plaas dit op die mense se harte. Maar baie keer dink ek, het hy dit op hulle harte geplaas om iets te doen, en dan het ek omgedraai en daarvan beskuldig en sê, nee, ek sal dit nie vat nie, nee meneer, ek sal dit nie doen nie. Dan dink ek aan Jesus met daardie weduwee met haar hele lewensonderhoud in sy 3 pennies en $1000 wat die ryk man ingesit het, maar hy het haar nooit gestop nie, hy het haar net laat voortgaan, want hy het geweet wat hy vir haar sou doen.
if we happen to Nou met hierdie miss our sakdoeke, as ons jou handkerchief sakdoek mis in hierdie diens, wel, skryf net vir ons by Jeffersonville, Indiana, en ons sal bly wees om oor een te bid en dit vir jou te stuur. Dis absoluut gratis. Now we don't have nothing to sell. Well, I take Nou, that ons het back. niks The om boys te has verkoop the nie, books wel, and ek trek tapes dit terug. and the pictures Die seuns het die and boeke so en forth bandopnames in en the die back of the foto's building, dink ek en sovoorts and agter in die gebou en hulle is, ek koop daardie boeke. Gordon Lindsay druk daardie boeke en ek koop hulle vir 40 sent minder as wat ek hulle verkoop, betaal dan vir hulle om oorgedra te word. Weet julle wat maak jy? Jy maak niks, jy verloor op hulle. It's the message. And the pictures, I think they Dis die boodskap en die foto's, ek dink hulle is net omtrent uitgawes om hulle te stuur is omtrent. Ons wil niks maak nie, ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, dis seker ons neem niks uit nie. Wat ons probeer doen, ek sou nie eers daardie boeke daar laat wees op daardie goed, as ek nie gedink het dit sou julle op 'n manier help nie, sien. En ek het vir die kerels gesê, as ek het na die boekstalletjie toe geloop, rondgestaan 'n paar minute dopgehou, om 'n ou pa te sien opkom en sê, hoeveel kos daardie boek? Dis 50 cent, en hy sou sy hand insteek, ek het net, gee dit vir hom in elk geval, laat dit gaan sien. Enige iemand wat dit nie kan bekostig nie, en enig iets soos daardie een of ander arm persoon, laat hulle dit kry, dis reg, dit sal op 'n ander manier kom, iewers. and so it always has. So dit het altyd, en dit sal altyd as jy God net eerste stel, dis al, God eerste stel. And now I keep watching En that nou, clock hoe there, ek and I daardie realize horlosie daar dop, en ek besef dat ons nie langer hier wil bly as wat ons moet nie, want môre moet julle werk toe gaan, en ek het gevoelens daarvoor. En ek het elke aand probeer om uit te kom om 9:30 indien moontlik. So before we go further, I read the word. So voor ons verder gaan en ek die woord lees, laat ons ons hoofde buig en praat met die outeur van die woord. Is daar enige wat graag onthou wil word in gebed? Steek net jou hand op, sê wat ook al jou behoefte is. Just look across that audience. Kyk net oor daardie gehoor. Lord, gracious Father, Here, genadige Vader, daardie net iets verbly my hart wanneer ek mans en vroue, seuns en meisies sien. raise their hands to the God of heaven in Hulle hande request. opsteek na God van die hemel met versoeke. En ek is seker dat as ek 'n sondaar gered uit genade, If it would, as dit my sou tref soos dit het, wat doen dit aan die sagmoedige, genadige hemelse Vader, wanneer hy sy kinders hulle hande sien opsteek? Die oneindige God weet presies wat elke hand verteenwoordig het. En ek bid U Vader om vir hulle te gee volgens hulle begeertes. Mag dit oorvloediglik gegee word. En ons bid vir almal wat siek en beproef is, oral oproepe wat inkom om na die tronke toe te gaan, na die hospitale en o Here, dit sou eindeloos wees. En ons bid as 'n kerk vanaand dat U elkeen van hulle sal onthou en hulle siek liggame sal genees en hulle sal verlos van hulle pyniging. Dryf die vyand van hulle siel, neem ongeloof van hulle af weg en mag hulle ten volle verlos word deur die krag van Jesus Christus. Ons sou vanaand vra, Here, dat U elke kerk sal seën wat hier verteenwoordig is, elke kerklidmaat. Mag U Gees ons lei en ons rig in die wil vir ons lewens in, en watter kerk ons ook al aan behoort. We would ask, Lord, that you would pour out fresh tonight upon your congregation. Ons wil vra, Here, dat U vanaand vars sal uitstort op U gemeente hier, die Heilige Gees. Mag hy kom in sulke krag dat daar 'n eenaardige salwing sal wees wat almal tref. Dat sondaars heilende na die altaar toe kan hardloop en heiliges wat juig en die siekes wat gesond is, die krepeles wat spring soos 'n takbok. Skenk dit, Here, tot U eer. Mag ons oplet wat ons alreeds gehoor het in hierdie mees uitstaande liedere van Sion. Soos die koorkeer was om 'n rukkie gelede vir ons te sing. O, hoe ons U dank vir hierdie jong mense wat hulle lewens toegewy het aan die diens van die Here Jesus en hulle talente wat hulle gebruik het tot sy eer.
Ons bid dat U hulle ook sal seën en hulle sal bevorder in alles wat hulle doen. Now bless the reading of Thy Word, and may the Holy Spirit take each word and Seën nou die lees van U woord en mag die Heilige Gees elke woord neem en dit diep insink in die hart van hulle wat U gekies het om dit vanaand te ontvang. Verberg die spreker, o Here, agter die kruis, mag ons niks sien behalwe die Here Jesus en die geleenthede om siele vir Hom te wen nie. Dan wanneer die gebedsry begin, mag daar nie een oor hierdie platform gaan wat nie heeltemal gesond gemaak sal word nie, of enige plek in die gebou nie. Mag daar so 'n uitstorting van die Heilige Gees wees, so 'n salwing dat almal genees sal word. Mag die telefone môre oor die land lui en die mense wat hier sou wees in rolstoele of beddens, siek en beproef, mag hulle oral in die sieke skakel, kom gou en ontvang jou genesing. We ask all this for your glory. In the name of your own dear child, our Savior. Skenk dit, Here, ons vra dit alles tot U eer in die naam van die eie dierbare kind, ons verlosser, die Here Jesus Christus. Amen. I want you tonight that reads with me in the scripture or Ek wil hê julle vanaand wat saam met my in die skrif lees of dit neerskryf. I want you to turn with me to St. Luke, the first chapter. Ek wil hê julle moet saam met my blaai na Lukas die eerste hoofstuk. En ons gaan begin by die 36ste vers en 'n gedeelte van hierdie skrif lees. You know, I like to see you bring your Bibles to the church. Julle weet, ek hou daarvan om julle Bybels na die kerk toe te sien bring. Daar's iets daaraan wat ek net daarvan hou om die woord te dra. I was thinking of my colored brother sitting here that the pastor of that. Ek het gedink aan my gekleurde broer wat hier sit. Dis die pastoor van daardie goeie groep sangers. 'n Gekleurde broer onder in die syde een keer. Hulle het gesê hy het 'n Bybel gedra en hy kon nie eens een woord lees nie. En hulle het hom gevra gesê, "Waarom dra jy hierdie Bybel?" Hy het gesê, "Ek dra dit omdat ek dit glo." Dis 'n goeie teken. Hy het gesê, "Wel dan, hoe weet jy wat dit sê?" Hy sê, "Ek kan die ander dit oorlees." En hy het gesê, "Ek glo elke woord daarin van buiteblad tot buiteblad." En hy het gesê, "Ek glo die buiteblad ook, want dit het Heilige Bybel daarop geskryf." Hy het gesê, "Ek glo alles wat daarin geskryf is." Hy het gesê, "Ek glo alles wat daarin geskryf is." En hy het gesê, "Wat ook al die Here vir my sou sê om te doen, dit sal ek doen." Hy het gesê, "Nou Moses, jy weet beter as dit." Gesê, "Wat as die Here vir jou sê om deur daardie klipmuur te spring? Sou jy spring?" Hy het gesê, "Ja meneer, ek sou." Gesê, "Hoe gaan jy deur daardie klipmuur kom, Moses?" Hy het gesê, "Wel, as die Here vir my gesê het om te spring, sou hy 'n gat daar hê wanneer ek daar kom." So dis net omtrent so. As die Here vir hom gesê het om te spring, sou hy die gat hê op die tyd wat hy daar gekom het. Hoe waar is dit? Kom ons lees nou uit die 36ste vers van Lukas. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem het. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. And Mary said, "Behold the handmaid of the Lord." En Maria sê, "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord." En die engel het van haar af weggegaan. It must have been the sun was just rising. Dit moes gewees het, die son het net opgekom en het opgeklim in die helder Judeese lig. Soos dit sy glans weer kaats het oor die Galilee, soos die klein maagd in die pad afgeloop het. Sy het 'n kruik onder haar arm gehad. Dit moes maandag gewees het, net na die Sabbat.
En sy was op pad na die openbare put om water te kry vir haar dag se voorraad. En sy, soos ons na haar kyk vanaand, loop sy met haar kop ondersteboon. Sy was nie meer as 'n kind nie, omtrent 18 jaar oud, en sy was skynbaar diep in gedagte. She was engaged to a young man by the name of Joseph. He was a carpenter. Sy was verloof aan 'n jong man met die naam van Josef. Hy was 'n skrynwerker en hy het gebou op hierdie tyd 'n huisie wat 'n spesiale aandag vereis het. Because he and his lovely little wife Mary was to live in this house. Want hy en sy pragtige vroutjie Maria sou in hierdie huis woon en dit moes alles net spesiaal hê. Day by day she would come Dag up, vir dag sou sy opkom terwyl hy sy middagete geëet het in die middaguur en sou met hom praat en hoe hulle na die planne van die huis sou kyk. How the little doors was to be set in En hoe die deurtjies ingesit moes word en dit 'n spesiale huis moes wees. And from where Mary lived, En van waar Maria gewoon het, kom ons sê dit was net oorkant die heuwel, onderkant die leegte en bo oor die heuwel. And on Sunday, after the services, while they would En op Sondag na die dienste wel sou hulle buite op die voorstoep sit nadat hulle middagete geëet het en sou oorkant op die ander heuwel kyk na die immergroen bome. and the little gables of the house sticking up, they would plan En die their klein geveltjies van die huis wat opsteek, hulle sou hulle toekoms beplan van wat hulle sou doen. The Sunday before had been an unusual Sunday at the synagogue in Nazareth. Die Sondag tevore was 'n ongewone Sondag by die sinagoge in Nasaret. Die goeie rabbi het 'n magtige preek gepreek. And he had told of the great God of Abraham. How En hy het vertel van die groot God van Abraham, hoe dat in die dae van sy besoek aan sy kinders onder in Egipte, how that he had brought them out with a mighty hand of power. hoe dat hy hulle uitgebring het met 'n magtige hand van krag, hoe hy homself gewys het as heerser van beide hemel en aarde. How that water could not stand in his path. Hoe dat water nie in sy pad kon staan of niks sy goddelike wil kon hinder nie. How that he had sprinkled with his own hands bread upon the Hoe dat hy met sy eie hande brood op die grond gesprinkel het in die nag om sy kinders op reis te voed wat geen brood gehad het nie. And he had also referred to a time that they run out of meat. En hy het ook verwys na 'n tyd wat hulle vleis opgeraak het en die Here God Jehova 'n groot wind laat waai het. Quails come into the camp by the En kwartels by die duisend in die laar ingekom het en elke Israeliet sonder om enigiets meer as hulle hande te gebruik, hierdie kwartels gevang en hulle voorberei het en soveel geëet het as wat hulle wou hê. And it was at this point that Joseph must have said, En dit was op hierdie punt wat Josef moes gesê het, besef jy skat hoeveel kwartels dit sou neem om daardie mense te voed? For there were about 2.5 million people in that camp. And each man could Want daar was omtrent 2,5 miljoen mense in daardie kamp en elke mens kon maklik 2 kwartels of meer eet om vol te raak. So dit sou meer as 5 miljoen kwartels neem. But he's Jehovah, the Creator. Maar hy is Jehova die skepper, hoe dat hy kwartels kon skep. Daar was waarskynlik nie 5 miljoen kwartels in die hele Palestina of die hele wildernis nie. But he's Jehovah God who can put them there if there's none there. He can Maar hy is still Jehova God create wat hulle them. daar kan plaas. As daar niks daar is nie, kan hy hulle nog steeds skep, want hy het dit gedoen in die dae van Abraham op die berg, waar Abraham hom Jehova Jireh genoem het. The Lord will provide Die Here sal anything he voorsien has need of. enige iets wat hy nodig het. Then Joseph must have said something Toe like moes this, Josef "The iets soos message hierdie was gesê. striking." Die boodskap was treffend, maar ek het gedink die goeie rabbi het dit bederf aan die einde toe hy gesê het.
Maar dit is waar dat Jehovah altyd wonderwerke gedoen het. Maar helaas, Jehovah doen nie eens wonderwerke vandag nie. Dat daardie dae lank gelede verby is. Al wat Jehovah wil hê ons moet doen is om kerk toe te gaan en dat ons betaal wat verskuldig is en net 'n goeie, normale lewe te lei. Josef mag gesê het, ek verskil soort van die rabbi. Want as hy God is, moet hy dieselfde God bly. As hy Jehovah Jireh was, vir hulle kon voorsien, kan hy vir ons ook voorsien. Hoe sou ek graag wou skree amen vir Josef. Maria glip terug in die huis en tel 'n boekrol op en bring dit uit soos hulle gewoonlik Sondagmiddag Bybelstudie is. En dit was hierdie dag, so ons sê, dat sy die boekrol van Jesaja uitgebring het. En soos Josef die boekrol geneem en dit oopgemaak het hy begin om die boekrol vir Maria te lees en om kommentaar te lewer. Uiteindelik kom hy by die plek van Jesaja 9:6, waar dit iets soos hierdie sê: vir ons is 'n kind gegee, vir ons 'n seun, en die heerskappy sal op sy skouers wees, en sy naam sal genoem word Raadsman, Vredevorst, Sterke God, Ewige Vader. En terwyl hy gelees het, het hy 'n sug gehoor, en hy het na die kant toe gekyk, en die dametjie, liefling van hom, haar gesiggie het opgehelder, en haar oë het geblink soos die sterre op 'n donker nag, en gesê, lees dit weer, skat. En hy het dit weer gelees, en sy moes gesê, o, wie sal dit wees? Waarvan praat die profeet? En hy het iets soos hierdie gesê, of sou gesê, die profeet het gepraat van die Messias, wat sal kom. En een van ons vroue sal eendag die Messias baar. Daardie skrif het skynbaar die klein maagd aangegryp. Sy kon net nie daarvan wegkom nie. Dis waaraan sy gedink het. Miskien op hierdie oggend waar ons vind dat sy na die put toe gaan om water te kry. Miskien sou ek sê dit was maandag, dit was wasdag, en sy moes die waswater vroeg gaan haal. Haar ma was oud. And as she was thinking on that scripture, en terwyl sy gedink het aan daardie skrif, vir ons is 'n kind gebore, vir ons 'n seun gegee, en sy naam sal genoem word die Raadsman, die Vredevorst, die Sterke God, die Ewige Vader. Het sy so geïnteresseerd geraak in wat sy gesê het, of gedink het, totdat sy amper vergeet het om die hoek te gaan. En soos sy haar kop opgelig het, was daar iets vreemds, gelyk soos 'n lig wat flits. En sy draai af na die stadsplein waar die maagdput vandag nog staan. En sy moes gedink het, oor die son het geflikker op 'n bietjie dou wat oorgebly het aan die kant van die heuwel, of dit mag 'n stuk gepoleerde metaal iewers getref het, of 'n wapenrusting van 'n Romeinse soldaat. Dis miskien wat ek voor my oë sien flikker het, so sy hou aan droom. O, dis jammer, dat die kerk vandag nie meer in die gees wandel soos dit, as wat ons doen nie. Want is daar 'n soort tyd dat wanneer God na jou toe kom. Julle weet, dit was op die pad na Emmaus, toe Kleopas en sy vriend gesels en gepraat,
thinking about Jesus, that he walked out of the bushes by the side of them and walked with them. En aan Jesus gedink het dat hy uit die bosse langs hulle uitgeloop en saam met hulle geloop het. Dis terwyl ons aan hom dink, die probleme in die wêreld vandag, ons dink aan alles behalwe hom, dan wonder ons waarom ons nie seëninge kry nie. Dit was net 'n paar weke gelede, omtrent 3 weke gelede, toe ek gaan sit het by 'n paar wilde vrye bome. Soos ek julle vertel het in begin, dink ek dit was daar vir die eerste keer dat hy gekom het en die nuwe bediening aan my verklaar het. Dink aan hom. Nader tot my en ek sal tot julle nader, sê die Here. Dink aan hom. David het gesê dat hy sy gebooie op die bedstyl geskryf het en dit dag en nag oordink. Dis wat die kerk behoort te doen, julle hart ingestel te hou op God dag en nag, want dit is wanneer hy verskyn. Salomo het gesê, soos 'n mens in sy hart dink, so is hy. Begin dink dat jy een van sy kinders is. That he saved you and he's good to you. And you love him and he loves you. Dat hy jou gered het en hy goed is vir jou en jy hom liefhet en hy jou liefhet. Moenie net wag tot jy kerk toe gaan of een of ander gerieflike uur nie. Hou hom net die hele tyd in jou gedagte. En soos sy voortgegaan het om in die straat af te loop, was daar nog niemand in die straat nie. En soos sy langs die grondpaadjie geloop het vir 'n sypaadjie, net eens het sy begin besef dat iets haar omring het. 'n baie vreemde gevoel. O, dis die wonderlikste ondervinding. Ek vertrou dat almal hier al daardie soort tye beleef het. As jy nie het nie, sou hierdie 'n goeie aand wees om te begin. Begin dit aan hom dink en aanbid hom in jou hart. En met eens sal jy die nabye gemeenskap van die Heilige Gees oral om jou voel. En hy raak so gesalf dat jy dit nie langer kan hou nie. Jy sal jou hande opsteek en op iets doen. Jy kan net nie stil staan wanneer dit kom nie. Terwyl sy gedink het, nie opgelet het wie om haar was nie, die dametjie miskien met 'n paar sandale aan haar voete, wat langs hierdie stobberige paadjie afloop, maar dink aan die Here en aan sy beloftes van dinge wat sal kom. En terwyl sy gedink het, met eens het daardie gevoel so groot geword om haar, dat sy net haar kop opgelig het, en toe sy het daar 'n lig voor haar gestaan. En wat langs daardie lig gestaan het, was Gabriël, die engel, die aartsengel van God. As jy wil hê engele moet aan jou verskyn, hou jou gedagte op God en af van die dinge van die wêreld. Gaan aan met jou besigheid, gaan na jou kerk toe, gaan was jou skottelgoed. Waar jy ook al is, hou jou gedagte heel dag en heel nag lank op hom, dan sal God iets doen. Jy nader tot hom, jy het die wêreld uitgesluit, net jy en hy is saam. Hierdie verskyning van die engele het die klein maagd bang gemaak. Sy is geleer dat die dae van wonderwerke verby was, maar sy het iets sien gebeur. Die engel het vir haar gesê, Heil Maria. Heil beteken om te stop. En hy het 'n boodskap vir haar gehad. Wanneer 'n engel kom, het hy 'n boodskap vir jou. En die Heilige Gees, God se engel, is hier vanaand met 'n boodskap vir elke gelowige. Hou hom net in julle gedagte.
How lovely he is, how sweet he is. Bly dink aan hom, hoe lieflik hy is, hoe soet hy is aan sy beloftes. As jy siek is, kry hierdie in jou gedagte. Terwille van my oortreding is hy deurboor, terwille van my ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir my die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde daar vir my genesing gekom. Hou jou gedagtes gesentreerd soos daardie, iets sal met jou gebeur. All of a sudden there'll be something draw nigh to you. Met een sal daar iets wees wat naby jou kom, 'n salwing sal op jou kom en uit daardie stoel sal hy uitgaan. Nader tot die Here en hy sal tot julle nader. Sy het na hierdie groot engel gekyk en sy naam is Gabriel. Nou daar is engele van die Here, baie van hulle, en hulle kom na die aarde toe en bring boodskappe. Maar Gabriel, wanneer hy kom, gaan daar iets groots gebeur. Hy was die een wat die eerste koms van Christus aangekondig het. Hy sal die een wees wat die tweede koms van Christus sal aankondig. En hy het vir Maria gesê, jy het guns gevind by God. Wat 'n boodskap om na haar te bring. Jy het guns gevind by God. En terwyl sy aan daardie skrif gedink het, toe was dit die skrif wat aan haar bevestig is. Nou as jy siek is, dink aan daardie skrif. As jy verlore is, dink aan daardie skrif. As jy die Heilige Gees wil hê, dink aan daardie skrif. En die Heilige Gees sal dit aan jou bevestig. Daar was sy en die engel het gesê, vir haar gesê dat sy 'n seun sou hê, en hulle sou sy naam Jesus noem. Hy sou die mense van hulle sondes red. En hy het gesê, jou niggie Elisabeth is 'n ou vrou. En sy is nou al 6 maande 'n moeder, wat onvrugbaar genoem is. Nou Maria en Elisabeth was niggies. Ons Here en Johannes die Doper was kleinneefs. Elisabeth se man se naam was Sagaria. Hy was 'n regverdige man, 'n priester by die tempel. Hy was 'n goeie man. En sy hele lewe wat hy getroud was met Elisabeth, het hy gebid en aan God vasgehou, dat God vir hulle 'n baba sou gee, maar sy was onvrugbaar. En sy het omtrent 60 jaar oud geword, en Sagaria was ver in die 70, en steeds het hulle geen kinders gehad nie. So Sagaria het opgegaan na die fees om sy werk by die fees te doen, wat was om wierook te brand, terwyl die mense in die gemeente gebid het. En terwyl hy daar binne wierook gebrand het, het hy gekyk aan die regterhand van die altaar het gestaan. En daar het Gabriel, die aartsengel, gestaan. Lewe reg, doen reg, engele lewe nog steeds, God het hulle steeds onder sy bevel. Daar het Gabriel, die aartsengel, gestaan en hom vertel wat gaan gebeur. Na hierdie dae van sy bediening by die tempel sou hy huis toe gaan, en sy vrou sou swanger word en 'n kind baar. Hulle het hom Johannes genoem. Ons ken die storie. Nou die engel Gabriel het 6 maande later vir Maria besoek en vir haar gesê dat haar niggie ook 'n baba gaan hê. So Maria het geweet dat dit 'n wonderwerk sou wees, van daardie ou vrou, bejaard met 'n baba. Maar sy het vir die engel gesê, hoe sal dit met my wees, sien dat ek nie 'n man ken nie, en vra, en julle sal ontvang.
Hy het gesê, die Heilige Gees kan jou oorskadu. Daardie heilige ding wat uit jou gebore sal word, sal die Seun van God genoem word. Dis hoe dit gaan gebeur. Maria het nooit teruggepraat met die engel nie. Sy het dit nooit op enige manier bespreek nie. Die enigste ding wat sy gesê het was, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Het julle gedink self die priester Sagaria het bevraagteken? Hy wat 'n ou man is en sy ook oud, hoe sou dit gedoen word? En 'n priester wat die woord behoort te ken en te weet wat God gedoen het. Maar hierdie klein maagd was net 'n kind, sy het geen man gehad nie. Sy moes die onmoontlike glo, iets wat nog nooit tevore gebeur het nie. Maar sy het nooit gestry nie, sy het nooit meer bevraagteken nie. Sy woord was genoeg vir haar. Hoe as die kerk net so kon word? Die woord handel het af as God so gesê het. Is dit al wat ons nodig het om te weet? Hoe gaan dit wees? Ek kan julle nie sê nie, maar as God so gesê het, gaan dit so wees, want God het so gesê. Dis wat ek wil hê die kerk moet weet. As daar enigiets is waarin ek wil hê julle moet geloof insink, is dit in wat God gesê het. Dit moet waar wees. Het julle opgelet, sy moes die onmoontlike glo. Sy kon nie teruggaan so Sagaria kon nie. Hy kon teruggegaan het na Sara, en Sara was amper 100 toe sy die baba gehad het. En Hanna by die tempel, sy was ook 'n ou vrou. En hulle het baie voorbeelde daarvan gehad, waar hulle mans gehad. Maar Maria moes iets glo wat nog nooit gebeur het nie. Julle het duisende voorbeelde van goddelike genesing. Kyk na die mense wat genees is van kanker, blindheid, stomheid, doofheid, alle soorte kwale en siektes. Ons het baie daarvan om na te kyk as voorbeeld, maar hierdie meisietjie het niks gehad behalwe net sy woord nie, en dit was voldoende. Sy woord was goed genoeg vir haar. Ek wil hê julle moet oplet. Sy het nie gewag tot sy seker was dit sou gebeur nie. Sy het dadelik daarvan begin getuig. Sy het nie gewag tot sy lewe gevoel het, sodat sy seker kon wees sy gaan die baba kry nie. Net sodra sy sy woord gehoor het, het sy hom op sy woord geneem en het sy begin getuig en God geprys vir die baba voor sy enigiets gevoel het. Geef vir ons meer Maria's hier rond wat God op sy woord kan neem en hom prys, of jy enigiets voel of nie. Neem hom op sy woord. God probeer iemand vind wat sy woord sal neem. Ek gee nie om hoe jy voel nie. Iemand sê wel, ek voel niks beter nie, ek was het na die dienste toe gegaan, daar is vir my gebid, Dit het niks daarmee te doen nie. God het so gesê en dit handel dit af. Amen. Iemand wat sy woord sal neem, dis wat hom behaag. Glo sy woord, dis wat God behaag. Dis die enigste manier wat jy ooit guns by hom sal vind, is om sy woord te glo. En Maria het hom op sy woord geneem. Sy het gesê, dis genoeg vir my. En sy het rondgegaan en almal vertel, sy gaan hierdie baba kry, voor sy hoegenaamd een teken daarvan gehad het, een teken van enigiets. Sy het geweet dat dit sou gebeur, omdat God so gesê. Sien julle nie die ware saad van Abraham nie, wanneer God spreek, glo hulle dit. Dis waarom ek van die kerk hou vandag, wat God se woord kan neem. Wanneer God sê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, die kerk sê, Amen. As Jesus gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Die kerk sê, Amen. Jesus het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. My naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale spreek, slange opneem, dodelike goed drink, hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Die kerk sê, Amen. Hulle bekommer hulle nie daaroor nie, wonder hoe dit gaan gebeur nie. Hulle neem hom net op sy woord en gaan aan. Dis die ware saad van Abraham, dis die kinders van God. Maria moes glo vir die onmoontlike, maar God neem die onmoontlike en maak hulle 'n werklikheid, wanneer hy op sy woord geneem word.
Die dokter mag gesê het, jy sal nooit ontslaa raak van daardie kanker nie. Die dokter mag gesê het, jy sal nooit weer in staat wees om te loop nie. Wel, dis onmoontlik vir jou om dit te doen. Maar onmoontlikhede vervaag wanneer God op sy woord geneem word. Maak nie saak wat die dokter sê nie, hy doen die beste wat hy kan, maar God is God, amen, en sy woord is net soos hy is. Jy neem sy woord, dit handel dit vir altyd af. As jy kan glo vir hierdie berg sê, word beweeg en nie in haar twyfel nie, maar sal glo wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het. God op sy woord geneem. Toe sy dadelik God begin prys en vir die mense vertel dat sy 'n baba genee is sonder om die man te ken. Nou onthou, sy het haarself gegooi in aanspreeklikheid of aanspreeklikheid vir kritiek. Maar Maria het nie gestop om te dink aan kritiek nie. Sy het nie omgegee vir kritiek nie. Wanneer 'n man kom om die Heilige Gees te kry, gee jy nie om wat die bure gaan sê nie. Jy gee nie om of jy skree, jy praat in tale, wat jy ook al doen nie. Dis net so. Jy het God op sy woord geneem, jy gee nie om vir kritiek nie. Jy het al jou duiwelgemaakte, tuisgemaakte, intellektuele samelewing genaamde aansien verloor. Die ding wat jy wil hê is die guns van God. Jy gee nie om wat die Heilige Gees jou laat doen nie, om te skree, te huil of te grens of enigiets wat jy wil doen nie. Enigiets wat die Heilige Gees op jou plaas, jy doen dit omdat jy nie omgee nie. Jy het al daardie mensgemaakte goed verloor. Jy is vry in Christus Jesus, die Gees van God het jou vrygemaak en jy is vry in die krag van God. Baie in sy skoonheid aanbid hom in die Gees en waarheid. Jy is 'n vry persoon, jy het die woord van God geneem, dit het hou vas in jou hart te kry. Jy gee nie om nie, jy gooi jouself. Jy sê wel as ek eendag by my werk staan en die baas het gesê, ek het gehoor jy was daar ook aan by daardie holy roller byeenkoms en is genees, ek's bang. Nee, jy is nie, broer, as jy die saad van Abraham is. Ag, jy dit 'n vreugde om te staan en te getuig van die krag van die opstanding van Jesus Christus. Jy doen dit beslis. My volk sal nie beskaam staan nie. As julle skaam is vir my voor mense, sal ek skaam wees vir julle voor my Vader en die heilige engele, het die Here Jesus gesê. So hulle is nie skaam nie, hulle is nie bang nie. So na Maria die goeie nuus van Elisabeth gehoor het, wou sy die nuus deel. Jy weet, daar's iets hieraan, dat wanneer hy God regtig op sy belofte neem en hom dit sien vervul, jy iemand anders daarvan wil vertel, jy kan net nie stil sit nie, jy moet iets daarin doen, so sy het weggegaan, daar die vroukie alleen, op langs die rivier en oor die op met die heuwels in Judea in die bergland in. Nou Elisabeth, sodra sy uitgevind het dat sy 'n moeder gaan word, het sy haarself weggesteek, agter in die kamer ingegaan en ek kan my voorstel, laat ons net dink sy sit daar agter en maak kleinkousies. En kry al haar werkies gereed vir hierdie kereltjie wat so kom. En sy maak die kombersie waarin sy hom gaan laat toewy en al hierdie dinge om dinge gereed te maak, want sy sou ma word. Maar die ding het haar bekommer. Sy was al 6 maande moeder en die baby het nog nie beweeg nie. Nou enige iemand weet dat dit subnormaal is. Ver van die norm, omtrent 2 of 3 maande of meer, miskien 4 op die meeste is daar lewe. Maar daar's nog geen lewe nie, maar sy het agter in 'n kamertjie gesit. Kom ons kyk nou net, kry vir ons 'n sitplek langs die pad en kyk. Hier kom die klein maagd op in die pad, haar oogies wat skitter, haar wange net so rooskleurig as wat hulle kan wees. Nie met Max Factors nie. Nee, maar verlig met die krag van God en die vreugde van God. Net so hard as wat sy kan hardloop, haar oogies wat glinster, as julle weet, en sê, ek sien Elisabeth die gordyn optrek en uitkyk, sy sien die jong dame opkom teen die Judeese heuwels, en soos dit nader gekom het, het sy dit erken as haar niggie Maria.
So sy draai 'n sjaaltjie om haar en sy gaan uit om haar te ontmoet. O, sy moes haar arms om haar gegooi en haar omhels en haar gesoen het. Julle weet, mense was altyd, hulle het omgegee vir mekaar, julle weet. Maar deesdae gee hulle nie om nie. Hulle gee nie om vir mekaar nie. Mense is so koud, so ver van mekaar af. Dit was altyd wanneer een van die bure siek sou word, ons almal so ingang gaan sit, hulle help en hulle hout kap, hulle mielie sny of hulle help ploeg of wat ook al aangegaan het in hulle help. Maar vandag weet jy nie eers jou buurman is dood en sê jy dit in die koerant lees nie. Dis so koud, so ongevoelig. Skat, ek bedoel hier nie sleg nie vir my vrou wat daar sit nie. Maar nou die dag, 'n tyd gelede was ons saam in die middestad. En dit is blykbaar 'n mode. En daar was 'n dame in die straat en sy het gesê, "Hoe gaan dit, Suster Branham?" En ek het haar nooit 'n woord hoor sê nie. En ek het gesê, "Skat, daardie dame het met jou gepraat." Sy het gesê, "Ek het met haar gepraat." Ek het gesê, "Ek het jou nie gehoor nie." Sy het gesê, "Ek het geglimlag." Hoe het ek gesê, "Skat, 'n ou klein lawwe glimlaggie, neem dit die plek van 'n goeie. Hoe gaan dit met jou nie?" En ek hou daarvan om vriendelik te wees, maar 'n klein ou lawwe glimlaggie. Ek wil hê iemand moet praat, nie 'n klein grenslaggie gee soos 'n bydelrok nie. Ek wil hê dit moet 'n ware hoe gaan dit wees. Ek hou van 'n goeie ou pomp, handvatsel, handdruk. Nie lank gelede nie was ek in Florida en daar was 'n een of ander vrou wat hertogin genoem word of iets wat hulle toegelaat het om 'n bietjie grond te kry waar ons die tent opgeslaan het. En daardie aand het broer Bosworth gesê, "Die hertogin." Ek het gedink, nou wie gaan ek nou ontmoet? Sy het gesê, "Sy's daar agter, wil jou sien." Ek het gesê, "Wel, daar's baie siek mense hier buite ook wat my wil sien." En hy het gesê, "Wel, soos jy uitgaan, skud net daaraan." En daardie vrou het 'n bril gehad en hulle was op 'n stok, eislike groot vrou, en sy het daardie bril in haar hande gehad soos hierdie op 'n stok. En toe ek verbygegaan het sy gesê, "Is u Dr. Branham?" Ek gesê, nee mevrou, ek's broer Branham." Sy het genoeg juwele aan haar hande gehad en genoeg armbande om 'n sendelinge 100 keer om die wêreld te stuur. En ek het gesê, "Ek is broer Branham." Sy het haar hand uitgesteek en sy het gesê, "Ek is verheug om u te ontmoet." Ek het haar groot vet hand beet gekry, dit afgetrek en gesê, "Kry dit hier onder sodat jy jou ken wanneer ek jou weer sien." Ek haat net baie van haar aansitry. Wat is ons in elk geval 6 voet grond? Dis die siel daar binne waarna God kyk. Juweliers ware sal nie sondes bedek nie, klere sal ook nie sondes bedek nie. Dit het die bloed van Jesus Christus nodig om sonde te bedek. Dan maak hy ons wat ons is, dan in ons harte. Maria sê het Elisabeth gegryp en Elisabeth en Maria en kyk hoe hulle mekaar gestreel en mekaar omhels, mekaar gesoen het en so bly om mekaar te ontmoet. Wat 'n vriendskap. En ek kan hulle sien hoe hulle uiteindelik mekaar klaar omhels het en mekaar se hande vasgehou en gepraat het. O, ek kan Elisabeth hoor sê, "Maria, ek het jou vir soveel jare nie gesien nie. Maar ek ken nog steeds daardie mooi oë van jou moeder Anna en o, jy's so mooi meisie. Hoe gaan dit met jou?" "O, baie goed," sy sê, "ek voel net wonderlik." En sy het gesê, "Ek was so bly om die nuus te hoor dat jy gaan ma word." O, het sy gesê, "Dit is reg en ek is ook so bly." Sy het gesê, Maria het gesê, "Maar weet jy wat, ek gaan ook ma word." O, is jy en Josef getroud? Nee, ek's glad nie eens getroud nie en ek gaan ma word. Wel, ek verstaan dit nie. Nou, jy sien, my baba 6 maande ver en dit het nog nooit lewe gehad nie en ek was 'n bietjie bekommer. En Maria het gesê, "O, moenie bekommer wees nie, want die engel van God het aan my verskyn onder in die pad en my hiervan vertel sien en ek ken nie enige man nie, maar tog het die Heilige Gees my oorskadu en ek gaan 'n kind voortbring," het hy gesê, "en ek gaan sy naam Jesus noem. Hy sal die seun van God wees." Net sodra wat sy gesê het, Jesus het klein Johannes lewendig geword en begin hop en spring van vrede, net so hard as wat hy kon gaan. Elisabeth, haar gesig het opgehelder, want sy het gesê, "Wanneer het die moeder van die Here my kom sien?"
Want sodra sy naam in my ore gespreek is, het my babe in die skoot gespring van vreugde. As daar die naam van Jesus Christus lewe gebring het aan 'n dooie babe die eerste keer wat dit ooit deur menslike lippe gespreek is, dit het ewige lewe in die doop van die Heilige Gees in die skoot van Maria ingebring, want die Bybel het gesê of Elisabeth. Die Bybel het gesê dat Johannes gebore is uit sy moeder se skoot vol van die Heilige Gees. O, dit behoort die siekes te genees, die malaatses te reinig, die dooies op te wek. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Halleluja, daardie wonderlike naam van die Here Jesus wat op ons vingerpunte lê vanaand, net gereed lê om dit te ontvang. As dit gedoen het en dink wat gebeur het, ek kan die Gees van God sien werk tussen daardie twee vroue. Een het geprofeteer van een en een het geprofeteer van die ander een. Die Heilige Gees op hulle toe die naam van Jesus Christus in hulle midde genoem is. O my broer, daardie selfde naam van Jesus Christus is kragtiger vanaand. Dit behoort te wees onder die mense hier vanaand. Wat behoort dit te doen aan 'n siek man of 'n siek vrou? Wat behoort dit te doen aan 'n persoon wat gebind is deur die duiwel wanneer sy eie belofte geanker in die hemel voor God met sy eie bloed, om te bewys in die Heilige Gees hier wat tekens en wonders toon. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Vir hulle wat geglo het, sal al hierdie tekens volg. Glo julle dit? Laat ons bid. Hemelse Vader, ons harte is so bly vanaand, ons voel net asof ons kan opstyg. Dit lyk net as U net die dak van hierdie gebou so aflig, ons huis toe sou gaan vanaand. In die wete dat daardie groot naam van die Here Jesus, daardie wonderlike naam, daardie kosbare naam, 'n naam bo alle name, 'n naam waarvoor alles in die hemel buig, alles op aarde daarvoor sal buig. O God, elke duiwel daarvoor sal moet buig en dit erken. En U gee daardie naam vir ons. Vra die Vader enigiets in my naam, ek sal dit doen. O Here God, wat die belofte gemaak het deur die Seun Jesus, laat die naam van Jesus Christus vanaand elke siek persoon vrymaak, elke sondaar vrymaak, elke persoon vrymaak. Mag hierdie net nou 'n vrye diens wees, dat die Heilige Gees kan inkom en beweeg en die eer en lof aan God gee. Skenk dit, Here. Ons is die mense, ons is nie onder enige slawerny nie, ons is vry. Die Seun het ons vrygemaak en ons is inderdaad vry om ons Here en ons Vader te dien. Ons dankie, praat van 'n dankseggingsdag vir preek. Ons het 'n ware ons, elke dag is 'n dankseggingsdag, elke uur is 'n dankseggingsdag. Ek wat eens blind was, kan nou sien, ek wat 'n sondaar was, is nou gered. O God, hoe vry is ons, hoe ons U danksegging kan gee, danksegging uit die hart, dat Jesus Christus die Seun van God nie dood is nie, maar Hy is lewendig onder ons vanaand. Homself as lewendig bewys deur tekens en wonders en wonderwerke, die Heilige Gees uit te stort op sy kerk in hierdie laaste dae net voor sy verskyning, en tekens en wonders wat oral verskyn, wonderlike dinge. En die God van die hemel, o halleluja, lof en eer aan God. O, hoe ons U dank vir hierdie ding, dit is 'n ware danksegging in ons hart. Ontvang die lof van die mense, Here. Ons het U lief, ons weet dat U is 'n beloner van diegene wat ywerig na U soek. Vader God, red die sondaar, bring die afvallige terug huis toe, vul die gelowige met die Heilige Gees, genees die siekes en die beproefdes, verkry eer vir U-self. Ons voel iets beweeg in die laaste paar jare, daar iets plaasgevind, die Gees van God het oor die land beweeg, groot herlewings en tekens wys op sy koms. Daar's aardbewings op verskillende plekke, die see het senuweeagtig uitbarsting gehad, groot getuiggolwe wat uitspuit, o mense se harte gee in van vrees, spanning tussen nasies, benoude tye, Israel wat terugkeer, die vyeboom wat sy botsels voortbring, ons is by die eindtyd. Die Heilige Gees is hier en ons het hom lief, Here, en ons aanbid hom, en die einste krag van God sal ons huis toe neem na hom toe, een van hierdie dae in 'n wegraping, dit sal die dooies opwek vir altyd. Skenk dit, Here. Laat vanaand al die beloftes onder die mense plaasvind. Genees elkeen van hierdie mense, Here, wat hierdie sakdoeke het verteenwoordig. Mag die Gees afkyk. U het hulle gesien toe hulle dit hier gesit het. U ken die doel, u ken hulle motiewe. U het hulle geloof geken.
Ek bid God dat die elkeen van hulle sal genees tot u eie eer. In Jesus Christus naam vra ons dit. Amen. Oh, blessed be his name. O, geseënd sy naam. Halleluja, halleluja. Be to God. Prys God. Oh, O, sy seëninge, his sy blessing, his teenwoordigheid presence is maak net real. opgewonde. Gee my siel net koorlings deur en deur om te weet dat die magnifieke, die groot Heilige Gees van God beloof is om uitgestort te word in die laaste dae. En hy die vroeë en laatreën saam sou gee. Julle het die laatreën gehad. Hier is die vroeë daarmee gemeng die werke wat Jesus gedoen het, wat weer voorkom in die kerk, wat wys dat hy kom. As ek my hand opgehad het van daar af die skadu en ver weg, lyk dit somber. Soos dit nader kom, word dit meer positief, totdat dit die regterhand word. Dis hoe die seëning is. Vir jaar na jare, soos die kerk afgekom, die krag van God wat nader en nader kom, totdat dit nou net op die punt is om die beeld van Jesus Christus te word, sy kerk word, en die krag van sy opstanding. All the signs that he did. Die tekens wat hy gedoen het weer in die kerk voorgekom. Ons is by die eindtyd. Soek julle God, mense. Ek weet julle dink dat ek baie vreed optree om 'n prediker te wees, maar ek sal julle dit verseker. As julle gevoel het soos ek gevoel het, sou julle erger as dit opgetree het, glo ek. Ja, meneer, want ek probeer dit terughou. Dis net omtrent gereed om in my hart te ontplof. The thinking of the Dit dink die God van die hemel wat die hemel en die aarde geskep het, is net hier by ons, net nou in sy woord, wat homself bevestig, wys dat hy lewendig is, hy nie dood is nie, maar hy lewe vir altyd. Hoe lief het ons hom, hoe ons hom waardeer. O, daar's geen geld wat dit kan koop nie, daar's niks wat dit kan kry nie, dis gratis vir almal. Wie ook al wil, laat hom kom, drink uit die fontein van die Here. O, daar's niks wat sy plek kan inneem nie. Hy is die eerste, die laaste, die Alfa, Omega, die begin en die einde. Hy was hier voor daar 'n wêreld was, hy sal hier wees wanneer die wêreld weg is. Hy is beide die wortel en nageslag van Dawid, hy is die blinkmôre ster. Hallelujah! He's Christ, the Son of the living God. He's the real one. Halleluja, hy is Christus, die seun van die lewende God, hy is die regte een, en ons het hom lief, ons aanbid hom. Hy is God van die hemel wat vlees geword het en onder ons gewoon het, die boesem van die Vader. O, lief het ek hom, hoe ek hom waardeer. Ek, 'n arme verlore sondaar wat amper blind in die strate gesteer het, nou het hy my goeie oë gegee, my goeie gesondheid gegee, my verlossing gegee, al die seëninge van God. My vriende gegee toe my eie ouers my weggewys het en gesê het, ek het mal geword, my kerk my by die deur uitgejaag en gesê het, hy het sy verstand verloor. But he said, if you forsake, I'll give you fathers, mothers, Maar hy het friends, gesê, as julle sal verlaat, sal ek julle vaders, moeders en vriende gee. Halleluja. O God, om die wêreld het hy dit gedoen, oor en oor en oor. Ek dink toe die profeet vir Dawid gesê het, doen alles wat in jou hart is, want God is met jou. En daardie nag het die Here met die profeet gepraat, gesê, gaan, sê vir my diensknegt Dawid, ek het hom uit daardie skaaptrop uitgehaal en hom 'n naam gegee soos die groot manne van die wêreld. when I think of that, how God took me out Wanneer of the ek daaraan depths dink of hoe sin. God my uit die slote van sonde geneem het, my vriende om die wêreld gegee het, is my hart opgewonde oor hierdie gedagtes van sy groot naam. Geseënd sy die naam van die Here. Enigste ding, ek is net jammer, ek het nie meer lewens om te lewe om hom te dien nie. Praat van iets opgee, o, daar's niks om op te gee nie, dis alles om te wen. Dis alles tot wins. En as ek 10 miljoen lewens gehad het, as ek kon teruggaan as 16 jaar oud en koning wees oor die wêreld vir 10.000 jaar, of net nou sterf in die hemel toe gaan saam met Jesus Christus, so ek sê, laat my net nou gaan. Ek sou graag wou gaan, net om by hom te wees, want nou het ek ewig lewe. 10.000 jaar verby was, so ek hel toe gegaan het. Maar nou wanneer 10.000 jaar verbygaan, het ek nie minder tyd as wat ek gehad het toe ek daar ingegaan het nie. Amen. Sjoe. Wiste. He's real. Who made the flowers? Hy is werklik, wie het die blomme gemaak, wie het die klere in hulle gesit? Dieselfde man wat die klere in die blom gesit het, het die Heilige Gees in my hart gesit. Glorie aan God. He's here. Yes, sir. Don't be Hy alarmed. is hier, ja meneer, moenie bang wees vir hom nie, want hy is hier. God beteken aanbid, God is 'n voorwerp van aanbidding. Ek hou daarvan om hom te aanbid. Hy is my alles en alles, hy is my vrede. He's my father, my mother. Hy is my vader en my moeder, hy is alles wat ek ooit gehad het, alles wat ek ooit sal wees, alles lê in hom. O, Christus, laat ons net ons hande opsteek en hom prys. Oh, Lord.
Here, ek weet nie wat om te sê nie, Here, die gees van die teenwoordigheid dra net my siel van plek tot plek. O, laat dit uitbreek vanaand, Here, dit waarvoor ek nog vra. Skenk dit, o Here. O Vader God, stuur die seëninge uit op die mense. Salf die mense, stuur die Heilige Gees in groot krag en groot mate van genade en liefde. Skenk dit, Here, hoor ons gebede, ons loof U, ons het U lief, ons steek ons hande op na U, ons lig ons harte op na U, U is ons lewe, ons siel, ons wese, ons kos, ons water, is ons lewe en ons sig en alles wat ons is, ons lewe en al asem deur U, Here. O, neem ons, Here, vorm ons, formeer ons, neem ons weg van die wêreld, o God, plaas die Gees in ons. U het gesê, julle is 'n vreemde volk, 'n koninklike priesterdom, 'n geestelike priesterdom, wat geestelike gawes offer. Die vrugte van ons lippe wat God prys, dis wat ons net nou doen, Here, ons God te prys, 'n offer te maak, ons lippe op te lig, ons lof. Te sê ons het U lief, Here, ons gee nie om wat enigiemand sê nie, ons het U lief. U is ons God, U is ons verlosser, U is ons geneeser, U is ons koning, U is ons verlossing, U is ons lewe, U is alles wat ons is, Here. U is dit vir ons en ons dank U daarvoor. Seën ons, Here, ons wag op U, wag vir U om ons te lei, ons na enige plek toe te stuur, enigiets met ons te doen wat U wil. Neem ons in die hand, U is die pottebakker, ons is die klei. Vorm ons en maak ons op U eie manier, Here. Maak ons beelde van God, skenk dit, Here. Nou, Vader God, soos ons die siekes vir U aanbied vanaand, soos hulle oor hierdie platform gaan, laat die Heilige Gees kom. Laat die engel van God wat met my gepraat het, daaroor kan by daardie meel daarin aan, laat die een wat reg deur die lewensreis gepraat het, laat hom hierna toe kom vanaand, Here, en staan, en hierdie woorde bevestig, en hierdie Bybel weer opnuut laat lewe. Skenk dit, Here, laat dit so wees, skenk dit. Mag elke siek persoon wat hier is dit sien, juig en U aanvaar as hulle geneeser. Mag die sondaar dit sien, juig en U aanvaar as hulle verlosser. Mag die gelowige dit sien, juig en gevul word met die Heilige Gees, as Johannes die Heilige Gees kan ontvang 3 maande voor hy gebore is, toe hy doodgelê het in sy moeder se skoot. Wat behoort dit aan ons te doen vanaand, Here? O, stuur die Heilige Gees en bevestig U groot woord. In Jesus naam bid ons. Amen. I love you. I love you. Because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Ladies sing first, I love Him. Dames sing eers, ek het hom lief. Now the man. Nou die mans, almal saam. Just my salvation on Calvary's tree.
tongue shall raise in that hour. The song of the Lord shall fill the earth. The Lord shall be glorified in the midst of His people, and it shall come in the midst of rejoicing and faith. And if thine heart shall be lifted, shall not the Almighty dwell among thee? Praise the Lord. Prys die Here, prys die Here. Die vreugde van die Here is ons krag, is dit nie? Dit is ons krag, dis hoe ons lewe is deur die vreugde van die Here wat in ons midde is. Billy het sopas vir my gesê, hy het gebedskaartjie D1 tot 50 uitgegee. Wie het D nommer 1? Steek jou hand op. Gebedskaartjie D nommer 1. Nommer 2, nommer 3. Nommer 2, het nommer 2 opgestaan? D nommer 2. Nommer 3, nommer 4. Where's 4? Raise up your hand. Number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Line up right over here now. Oh my. Waar is 4? Steek jou hand op. Nommer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Staan reg hier oorkant in 'n ry nou. O, goeieste. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. All right, number 10. Goed, nommer 10. 11. Nommer D 11. number 11. Who D has it? nommer 11. Wie het dit? D D 11. 11. Is hy alreeds daarbo? All right, put them in the line back. D11, D12. Goed, sit hulle in die ry agter. D11, D12. Wie het D12? Jy sien, goed. Kom kry jou plek. D12. D13, steek jou hand op. Goed. 14, steek jou hand op. D14. D15. D15, 16, 17, 18, 19, 20. D20, ek het nie jou hand gesien nie. Goed, dis goed. All right, just keep lining up back there. Some of the ushers, if you will, help him. Goed, staan net daar agter in die ry. Party van die plekaanwysers, as julle sal help, help hom daar agter om hulle in 'n ry te kom. D20, beweeg hulle agtertoe, hulle skuif die ry agtertoe. Sit hulle langs die kant, laat ons 'n groot ry daarbo kry. Oh, I feel good. Amen. Amen. O, ek voel goed. Amen. Amen. Ek sou dit vir niks verruil nie. If I'm crazy, As ek mal is, los my net uit. Ek is gelukkig op hierdie manier. Ek is gelukkiger soos hierdie as toe ek my volle verstand gehad het, soos julle dit noem dan. I got my Ek het my volle verstand, ek wil die verstand van Christus hê. Dis wat ek wil hê en dis baie altyd en strydig met die wêreld. Goed, D21. 21. Wie het D21? Goed meneer, net daar. 22, steek jou hand op. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wie het D30? Ek het nie daar die hand gesien nie. D30. Goed, daar agter suster. Kom reguit nader. Are we kind of let so they won't? Goed, ons laat soort van sodat hulle nie ons sal om in die ry te kom. Nou onthou, enigiemand wat 'n gebedskaartjie het, hou dit vas. Jy gaan opkom op die platform sien. Ons gaan vir julle bid. Ons vir julle gebedskaartjie gee, is ons verplig om dit te doen. Oh, how wonderful. Hoe wonderlik. 31, 31, wie het D31? Ver agter. 32, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40. D, 1 to 40. 36, 37, 38, 39, 40. D1 tot 40. Hoeveel het hy gesê het hy uitgegee? 50. Ons weet nie net wat in die gebedsreis sal gebeur nie, dat mag stop, begin, julle weet hoe dit is. Dis waarom ons hulle volgens getal kry, want ons weet net nie waar dit sal wees nie. All right.
41. Goed, USD 41. 41. WD 41 There. daar. All right, Goed. 42. 42, 42. 42, All right. goed. 43. 43, 44. 44, 45, 45, ek het dit nie gesien nie. All right, 46. Come Goed, over here. 46, 47. kom reguit hier na toe, 47, 48, 49. 49, 50. 50, Yes, prayer card wie het 50. gebedskaartjie 50? Goed, Alright. hoeveel het hy? How many do you- 50. Ek reken dis almal van hulle, al die. Nou daar's verspreide gebedskaartjies, daar mag sommige van hierdie wees ons nie mag deurkom nie, maar laat hulle in die ry staan. Dit mag hulle help. So, you know, you give a So jy person weet, as jy prayer 'n card, persoon 'n 80% gebedskaartjie healed gee, is hy net 80% genees. Die kerel sê wanneer hulle vir iemand 'n gebedskaartjie gee, sê hulle, That does something, you see. dit doen iets. Jy sien, kry hulle om dit te glo. Now they're Goed. scattered out. Nou hulle is versprei. Nou onthou voor hierdie dienste afsluit sal daar een aand wees dat ons elke gebedskaartjie in die gebou sal neem, sien hulle na die platform toe sal bring, elkeen. Now, how many doesn't have a prayer card? And you're sick and you want the Lord to heal you? Raise your hand. Nou, hoeveel het nie gebedskaartjie nie en julle siek en julle wil hê die Here moet julle genees? Steek julle hand op. Goed, glo net, dis al wat julle hoef te doen. Moet julle hulle 'n oomblik daar opgelyn kry? Line them up there, man. Laat ons nou net baie saggies neer hier by onsself terwyl ons gereed maak vir die ry. Now remember, is there anybody here for the first time? Nou onthou, is daar enige iemand hier vir hulle eerste keer? Thank you. O, goeieste. Dankie. You see, Julle I sien, wish they'd all ek come at wens one hulle night. sou almal op een aand kom een keer. Is enige iemand hier wat nog nooit tevore in een van my dienste was nie? Laat ons julle hande sien. Wel, kyk daarna. Ons is so bly julle is hier. I may have to Ek go moet dalk through net this 'n bietjie just a little bit. hierdeur I gaan. purpose in my heart Ek het my to do voorgenem something in my hart else. om iets anders te I doen purpose in my vanaand. heart just to bring that Ek het prayer my line voorgenem in my right hart straight net om daardie gebedsry regtig deur te bring en vir hulle te bid. Dis wat ek gedink het om te doen, dis waarom ek daardie ry geroep het. Ek mag dit dalk aan sommige van die mense moet verduidelik, die nuwelinge dan, as julle net 'n oomblik. You see, we believe we're living in the last days. Julle sien, ons glo ons lewe in die laaste dae. Ons glo dat Jesus Christus beloof het toe hy op aarde was. Hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. He said a little while Hy het gesê, klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld. Nou as ons kan uitvind wat Jesus 'n lang tyd gelede was, die werke wat hy gedoen het, dan kan ons die werke uitvind wat hy nou sou doen. Is dit reg, nuwelinge? Now let's just take just a moment and find out the works that he did. Laat ons net 'n oomblik neem en die werke uitvind wat hy gedoen het. Laat ons net dink. Het hy homself 'n geneeser genoem? Nee. Het hy aanspraak gemaak om te genees? Nee. He said it's not me. Hy het that gesê does the dis nie works, ek it's wat die my werke Father doen nie, that dis my dwelleth in Vader me. wat Is that in right? my woon. Is dit reg? And when he passed En through toe hy deur die the bad pool, gegaan the het by die pool of bad van die Bethesda, Bethesda, het daar groot menigtes mense gelê, verlam, krepeel, blind, verdor en wag vir die beweging van die water. And Jesus, En Jesus, there's one man daar het laying een man there. daar gelê, hy was nie wasn't blind blind. nie, hy kon loop, maar hy het een of ander soort probleem gehad. Miskien is dit prostraatprobleem of tuberkulose. Dit was vertraag, hy het dit gehad vir baie 38 jaar glo ek. Dit sou hom nie doodmaak nie. Hy het op 'n draagbaar gelê en hy het gesê, "Wil jy gesond gemaak word?" En hy het gesê, "Meneer, ek het niemand om my in die water te sit nie." Nou onthou, Jesus het gesê hy het geweet die man was al 'n lang tyd so. Nou, hy het dit geweet. Now, he healed him and walked Nou, away hy and het let hom that genees en multitude weggestap en leave. daardie Is that menigte daar laat lê. Is dit reg? Jesus Christus is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid en dit gedoen. Hy Then he het was questioned. toe is hy ondervra, wat het hy What did he gesê? say? Now that's St. John 5:19. Now listen at his Nou dis words. Johannes 5:19. Luister nou na sy woorde. Voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen die seun ook net so. Let's go back and see if Laat that's ons teruggaan en kyk of dit waar is. Anointed Nadat hy of deur God, God filled gesalf with is the en vul met die Holy Heilige Ghost, Gees, the omdat die Messiah Messias die was the gesalfde anointed een was. one. Is that right? Is dit reg, broers? The anointed one. He was the man when it comes to Die man. gesalfde een, hy was 'n man so ver dit die mens betref, hy is gebore, het geëet, gedrink, het vlees en bloed gehad, soos ons het, maar sy bloed was nie, hy was nie Jood nie, hy was ook nie 'n heiden nie, hy was God, sien? The blood comes from the male sect. How many knows that? He wasn't his mother's blood, she was Jewish. Die And then bloed who kom was van his die manlike father? geslag, hoeveel weet dit, hy was nie sy Who was moeder his se father? bloed nie,
Sy was Joods, en dan wie was sy vader? Wie was sy vader? God. Dan het God nie bloed nie, want God is 'n gees. Maar hy het 'n maagdelike bloedsel in die skoot van Maria geskep. Sonder seksuele begeerte het hy die seun voortgebring, Christus Jesus. Deur daardie bloed is ek geheilig. Deur daardie bloed word 'n sondaar gereinig. Deur daardie bloed is wat ek geloof het vir hierdie genesing hier. Deur daardie bloed verander my lewe. Dis die bloed. Toe hy 30 jaar oud was, het die Heilige Gees op hom gekom soos 'n duif en hy het sy eerste bediening begin. Laat ons sien wat hy gedoen het, die werke wat ek doen. Die eerste ding wat hy gedoen het, ons vind uit daar was 'n kerel, Andreas, het gegaan en Petrus gevind. Sy naam is toe Simon en hom na Jesus toe gebring. En Jesus het vir hom gesê, jou naam is Simon en jou vader se naam is Jona. Jy is die seun van Jona, is dit reg? Die eerste ding wat hy gedoen het. Nou glo julle dat Simon, hy was 'n fariseer van die kerk van die fariseërs. Ons word deur die kronieke van die Bybel geleer dat hy 'n fariseer was. Daarom is hy geleer dat daar 'n profeet sou opstaan, wat Moses gesê het, daar sal 'n profeet opstaan. Hoeveel weet dat die Messias 'n profeet moes wees? Die Here, hulle God, sal 'n profeet oprig soos wat ek is. Het Moses gesê hy moet 'n God profeet wees. En sodra hy uitgevind het dat hy geweet het wie hy was, het hy hom erken. Toe het daar 'n kerel met die naam van Filippus oorgegaan na 'n ander landstreek, 15 myl om die berge. En 'n kerel gevind met die naam van Nathanael, sy vriend, onder 'n boom besig om te bid. Hy het gesê, kom kyk wie ons gevind het, Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Hy het gesê, nou kan daar enige goeie ding uit Nasaret kom. Ek dink hy het hom die beste antwoord gegee wat enige man kon gee, gesê, kom kyk, moenie net daar sit en kritiseer nie, kom vind self uit. En ek kan my voorstel op pad om die heuwel, hulle gesê het. Sê, weet jy, daardie ou visserman by wie hy dit, daardie visse koop het die keer, en hy kon nie eers daardie kwitansie teken nie, kon nie sy naam teken of niks nie. Ja, o Simon, jy praat van die visserman, die groot visserman, ja. Hy het opgekom vir hierdie een wat ons weet die Messias is, en hy het vir hom gesê wat sy naam is, en hom sy vader se naam gesê. Ag, loop, het Nathanael gesê, jy het by die diepkant afgegaan. Maar sodra hy voor 'n gemeente ingestap het, iets soos hierdie, Jesus het miskien die siekes bedien, hy het rondgekyk, hy het hom sien kom en hy het gesê, aanskou 'n Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Wel, dit het hom reg van sy voete afgehaal. Hoe het hy geweet hy was 'n Israeliet? Nie die manier wat hy aangetrek het nie, want al die Oosterlinge het eenders aangetrek. Tulband, kleed. Hy het gesê, 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Met ander woorde, 'n onskuldige man, 'n Christen, 'n ware gelowige, so ons hom noem. Hy het gesê, Rabbi beteken leraar. Wanneer het u my ooit geken? Wel, hierdie is ons eerste keer om ooit te ontmoet. Wanneer het u my geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Watter oë, 15 myl om die berg. Ek het jou gesien voor jy na die diens toe gekom het, onder daardie boom. Hy het gesê, Rabbi, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Jesus het gesê, omdat ek dit vir jou gesê het, glo jy sal groter as hierdie sien. Dan natuurlik was daar diegene wat daar gestaan het wat gesê het, nou daardie man, hulle kon nie ontken dat dit gebeur het nie, maar hulle het gesê, hy is Beelzebub. Hoeveel weet dit? Beelzebub is 'n partytverteller, 'n duiwel. Hy doen dit deur die krag van die duiwel. En Jesus het gesê, ek vergewe julle daarvoor, maar eendag kom die Heilige Gees om dieselfde ding te doen wat ek doen, en een woord daarteen sal nooit vergewe word in hierdie wêreld, of die wêreld wat sal kom. Omdat hulle die Gees van God 'n onrein ding noem. Die skrif sê dit. Nou, ons vind uit dat baie dinge, hy het opgegaan as 'n Mari, en dis nog 'n ras mense, soos Ham, Sem en Jafet se mense. Nou, hy het by die Samaritaan gekom wat half Jood en heiden is. En 'n vrou was by die put, en hy het 'n paar minute met haar gepraat. Hy het gesê, bring vir my water om te drink. Sy het gesê, put is diep, dis nie gebruiklik vir u om vir 'n Jood te vra, om 'n Jood vir 'n Samaritaan so iets te vra nie. Gesê, ons het niks met mekaar te doen nie. En soos dit voortgegaan het, die gesprek voortgegaan het, uiteindelik het hy gesê, gaan haal jou man. En sy het gegaan om te kry, sy het gesê, wel, ek het nie 'n man nie. En is iemand siek daarachter? Goed, laat haar net sit, laat haar net sit. Nou is dit 'n prediker met sy hande op haar. Lê jou hande oorkant op haar. Here God, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, neem die bose siekte van daardie suster af.
Ag die krag van God haar liggaam genees, ons verwerp dit met geloof in Jesus naam. Amen. Goed, moenie twyfel nie, dit sal nou reg wees. Amen. En so toe die vrou gekom en sy gesê het, hy het gesê gaan haal jou man. Sy het gesê ek het nie jou man nie. Hy sê dis waar, jy het 5 en die een met wie jy saamleef is nie jou man nie. Wat het sy gesê, meneer, ek nou luister nou hierna. Meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Hoeveel weet dit? Ek sien dat as jy dit naslaan, beteken dit daardie profeet wat sou kom. Ek sien dat u die profeet is. Sy het gesê, ons weet wanneer die Messias kom, sal hy ons hierdie dinge vertel. Is dit reg? Wel, dit was die teken van die Messias. En hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Daardie selfde messiaanse teken sal dieselfde wees vandag as wat dit toe was, is dit reg? Dit sou moes wees as Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot ewigheid. Die werke wat ek doen, sal julle ook. Nou, as die vrou bietjie lig nodig het, sy siek of bietjie flou is goed. Julle kan haar neem om lig te kry, goed, as sy wil, maar moenie. En net geloof, sy sal reg wees. Los haar net uit. Goed, nou gee hulle aandag na hierdie kant. Nou ek sou hierdie ry laat deurgaan en net reg deurgaan vir julle bid. Hoeveel as ek sê as ek dit doen, glo julle word gesond, steek julle hande op, want vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg as hulle hande lê op. Hoeveel in hierdie gebou is vreemdeling vir my waarvan ek niks weet nie. Steek julle hande op oral ek niks van weet nie. Goed, as Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Hier, ek sê vreemdeling vir jou. Goed, aan die nuwe gehoor. Net hierdie een of ergens wat iemand hulp nodig het, iewers in die ry, sal ons stop. Ek ken hierdie man nie, ek het hom nog nooit gesien nie, weet glad nie iets meer waarvoor hy hier staan as niks nie, God weet. Nou as Jesus opgestaan het uit dood en ek die waarheid oor hom vertel het, dan as hy opgestaan het en hierdie die laaste teken is wat hy beloof het, net soos hy gesê het, soos dit was in die dae van Sodom, en dit is presies wat God gedoen het in die dae van Sodom. Hoeveel was hierdie week om dit te verstaan? Dit is presies die teken wat God vir Sodom gegee het. En Jesus het gesê, dit sou weer herhaal, net voor sy koms. Hoeveel weet die Bybel sê dit? Toe die engel met sy rug gedraai en gesê het, Abraham, waar is jou vrou Sarah? Hoe het hy geweet wie hy was? Sê, sy is in die tent. En hy het gesê, wat met haar sou gebeur? En sy het in die tent gelag en hy het gesê, waarom het sy gelag sien? Hy het gesê, dit sal weer gebeur voor die eindtyd. Ek ken nie die man nie, het hom nog nooit gesien nie, maar hier's 'n geval soos toe ons Here en Simon ontmoet het. Dis reg, dieselfde manier goed, ons as vreemdelinge. Nou die man kan 'n ongelowige wees, hy kan 'n skynheilige wees, hy kan 'n Christen wees, hy kan siek wees, hy kan behoeftig wees, ek weet nie, hy kan finansies nodig hê, ek weet nie wat hy wil hê nie, hy staan net daar 'n man. Maar aan julle nuwelinge en die man, hier is my hand, ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie, sover ek weet nie, het hy sy hand opgesteek dat ek hom nie geken het nie, of hy my nie geken het nie. Is dit nie reg nie meneer? Dis reg, steek jou hand op, sodat die mense dit sien. Goed, hier's 2 mans, nou as Jesus Christus opgestaan het uit die dood, nou as die man siek is en genesing nodig het, kan ek dit nie doen nie, want enige verlossingsseëning waarvoor Jesus gesterf het, is alreeds betaal. Nou as Christus egter hier is, kan hy met jou praat en jou iets van jouself vertel. Is dit reg? Dis 'n senuwee toestand, jy is uiters senuweeagtig en behalwe dit het jy iemand in gedagte vir wie jy bid. Dis 2 kinders, hulle is in die hospitaal vir kranksinniges, dis presies reg. Jy bid vir hulle. Jou naam is meneer McCree, gaan huis toe, ontvang jou genesing en word gesond gemaak in die naam van Jesus. Glo jy? Ek geloof. Goed, kom, ek geloof. Nou ek gaan nou net begin bid vir die mense. Maar wag, hierdie vrou hier net 'n oomblik. Ek wil 'n man en 'n vrou neem sodat hulle kan sien. Goed, ons is vreemdelinge vir mekaar. Jesus Christus ken ons albei, ken hy nie? Ek ken hom nie, jy ken my nie, so ons is vreemdelinge. Maar hy is nie hier vir jouself nie, hy is hier vir iemand anders. Jy het alreeds jou genesing aanvaar gisteraand. Dis waar, goed. Maar hy is hier vir jou man. Hy is nie hier nie. Hy is in die staat Oregon. Hy het kanker en hy is afvallig en jy is hier vir hom. Dis reg, dis so spreek die Here. Gaan, glo. Jy geloof in God. Glo julle? Nou laat ons net, kom ons bid nou. Hoeveel van die nuwelinge glo nou? Steek jou hand op, sê ek glo. God seën julle goed. Goed nou, om hierdie ry deur te kry, ek het al almal wat hier staan, laat ons net vir hulle bid. Ons hande op hulle lê soos hulle verbygaan. Goed,
Die Here weet waaroor dit alles gaan. Laat ons kom, suster. O Vader God, ek bid in lê hande terwyl die salwing van die Heilige Gees op my is vir hierdie vrou. Kan huis te word gesond gemaak. Glo met jou hele hart en hy sal gesond word. Sien, dis dit. Die Heilige Gees is hier. Glo julle dit? Glo julle dit? Sien, dit is nie. Wanneer daar die mense verbygaan omdat ek dit nie gesê het nie, beteken dit nie dat hulle nie genees word nie. Sien, hy's nog steeds hier. Here, this woman. We're strangers to one another. The Lord Jesus knows us both. You believe he can reveal Hier die vrou, ons is vreemdelinge vir mekaar. Die Here Jesus ken ons albei. Glo jy hy kan aan my openbaar wat jou probleem is goed. Jy het 'n senuwee toestand, gepla met jou kop, komplikasies. Glo jy hy ken jou? Your name's Alice Wilson. You live at 204. That's right. Jou naam is Alice Wilson. Jy woon by 204, dis reg. Is jou straatnommer. You believe that you're healed now? Glo jy dat jy nou genees is? Gaan huis toe. Jy het jou genesing. Wat sien jy? Glo jy sister, ek sien jou mank loop. Glo jy God sal jou genees? In die naam van Jesus Christus mag jy genees word. Amen. Amen. You believe, my brother? In the name of Jesus Christ, may you receive your healing. Remember that Onthou daar dieselfde naam wat Johannes laat springe toe hy dood was, is oor jou uitgeroep terwyl die salwing van die Heilige Gees hier is. Gaan verheug. Lord Jesus, heal this my brother. Make him well in the name of Jesus Christ. Amen. Come, my sister. In the name of Jesus Christ, may you be made well. Come, my sister. Believing now? In the name of Jesus Christ, I lay my hands upon her. You said these signs shall follow them and believe. May she be healed. Amen. You believe, my brother? In the name of Jesus Christ, I lay hands upon my brother for his healing. Amen. Come now. Believe with all your heart. But you're not for yourself, for somebody else. They got cancer. They live in Arkansas. Maar jy's nie vir jouself nie, vir iemand anders. Hulle het kanker, hulle woon in Arkansas. Gaan gelowig, hulle sal gesond word. Hou net aan glo, hou aan bid. You believe? Go get you a hamburger now. That old nervous stomach left. Glo jy kan kry nou vir jou hamburger. Daardie ou senuweeagtige maag het jy oorlaat. Net daar agter sit 'n klein bietjie oogprobleme. God maak jou gesond, gaan huis toe wees gesond. Jesus Christus het jou genees. In the name of Jesus Christ, may my sister be healed. It's so far back. It's right back here in the middle. There's two women. Dis so ver agter, dis reg hier agter in die middel. Daar's twee vroue. Een van hulle spat haar, een wat langs haar sit, het iets verkeerd met haar nek en ingewandprobleme. Staan op, Jesus Christus maak jou gesond. Hallelujah. Believe. Halleluja, glo. Hulle het daar gesit en bid vir haar en dis wat dit gedoen het. Bid vir mekaar, hê geloof sien en net geloof in God. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Come, my brother. In the name of Jesus Christ. Hierdie seentjie, o Here God, genees hierdie klein krepel seentjie en mag hy loop en gesond wees in Jesus Christus naam. Bless our sister and heal her in Jesus' name. Heal my brother, Father, I pray in Jesus' name. Amen. Come, sister. In the name of Jesus Christ, may she be healed. In the name of Jesus Christ, may my sister be healed. In the name of Jesus Christ, may my brother be healed. In the name of Jesus Christ, may my brother be healed. Sitting right back here, looking at me on the end of the row, lay there with hip and back. Wat reg hier agter sit, kyk na my op die punt van die ry, dame daar met heup en rugprobleme. Jesus Christus maak jou gesond. Gaan huis toe en glo. God seën jou. How do you do? Is this?
Aangename kennis was hierdie. Ons is vreemdelinge vir mekaar, meneer. Ek ken u nie, ek het jou nog nooit gesien nie. Ons het net mans wat hier op aarde ontmoet het, dis al. Glo jy dat die God van die hemel sy seun Jesus opgewek het? Jou ken? Glo jy dit? Dis goeie geloof. As God vir my kan sê wat jou probleem is, glo jy dat ek sy diensknegt is? Jy het artritis een ding, jy kan skaars in die oggend opstaan, dis reg. Dan het jy lewerprobleme. En jy's 'n Katoliek van geloof, dis reg. Jy het 'n vriend by jou, hy sit net daar. Glo jy God kan vir my sê wat sy probleem is? Glo jy dit? Hy het probleme met sy been, sy knieë, hy het komplikasies soortvan. Dis reg, is dit nie? Alles is weg, kan huis toe en word gesond, albei van julle. Jesus Christus maak jou gesond, meneer. Amen. Amen, glo julle, alles is moontlik, glo net. Hoeveel van die res van julle glo met julle hele hart? Die Bybel het gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Ons het nie tyd om nog enige gebedskaartjies te roep nie. Dis na 10. Lê julle hande oor kan op mekaar. Ek sal vir julle bid net van hier af. Ek gee nie om wat julle probleem is nie. Lê net julle hande op mekaar. Ek gee nie om wat julle probleem is nie. Die Bybel het gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Die Heilige Gees maak my gelukkig, dit maak julle gelukkig, so dis dieselfde God. Elkeen van julle, oral, lê julle hande op mekaar en glo met alles wat in julle is. Heere God, skepper van hemel en aarde, ek bestraf nou die duiwel, die mag van die vyand. Dan jy kan hierdie mense nie langer vashou nie, hulle glo die woord net soos Maria het, hulle aanvaar die woord net soos Maria het. In die naam van Jesus Christus kom uit hulle uit. Hulle bose geeste van siekte en beproewinge, verlaat die mense dat hulle gesond gemaak kan word deur Jesus Christus. Amen.